baie dankie vir die stil. Goeiemôre almal. Ek dink tog John sou wel gehad het dat ons sê welkom by hierdie geleentheid. Ek glo dit is wat hy sou wil gehoor het wat ons vanoggend sê. Welkom, want hy het geen vrees op hierdie oomblik. En hy sal graag wil hê dat ons daai boodskap moet aanvaar en hoor vanoggend. Te weet, daar is hoop tussen die trane, tussen die hartseer. Die skrif sê vir ons, en ek wil hierdie vertaling spesifiek lees, gelukkig is die intredendes, want God sal self die trane afneem. Is dit nie wonderlik om te weet dat die woord van die Here sê vir ons dat God vir ons iets sou doen. Baie kere sit ons God op 'n ver weg plek. Ons bring hom nie naby nie. Ons bid net saam. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid. Vir die tyd, Here, wat ons hier kan aanroep tussen ons hartseer, tussen ons smart. En Here, tussen dit alles kan ons nog die blydskap van die Here ervaar. Ons kan voel, Here, dat U ons harte kan lig maak, dat U, Here, ons kan troos in U arms om ons sit op teen hierdie tyd, en ons styf vasdruk teen Uself. En ons dankie, Here, dat ons vanmôre versekering het in Jesus, versekering, Here, in die ewige lewe, versekering, Here, in die woorde wat Jesus gepraat het, toe hy vir ons gesê het, hy is die weg en die waarheid, en ons aanvaar dit vanmôre so. Ons vra, Here, dat U elkeen sal troos, elkeen sal seën, elkeen sal opbou, elkeen sal oplig vanmôre. Ons elkeen, Here, elkeen van ons 'n nuwe visie gee, en dat U naby elkeen van ons sal wees, en dat die Gees van die Here met ons sal werk, en met ons sal praat en vertroos. In Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan staan, en ons gaan net so saam sing, as die musiek, die woorde net opkom, ons kon so saam staan asseblief. The sound that's
deel uit Psalm 103. En die grootste gedeelte van wat ek vandag met julle gaan deel, het ek met John gedeel in die hospitaal. So die woorde, baie van die woorde wat julle vanmôre gaan hoor, kan julle amper sê ek is voorberei, want ek het hierdie met hom gedeel. En ek dink hy sou graag wou gehad het dat julle met die woorde hoor, want hier is 'n boodskap in dit. En ek vat net 'n paar versies van Psalm 103. En ek begin in vers 8. En dit sê, die Here is barmhartig en genadig, geduldig en vol onfeilbare liefde. Dan gaan ek na vers 11 toe, en dit sê die volgende, want so ver soos die hemele van die aarde af is, so groot is sy onfeilbare liefde teenoor hulle wat hom dien. Daai woord dien in Engels beteken serve. Om die Here te dien beteken ek moet die Here ken. Ek kan nie iemand dien as ek hom nie ken nie. Ek moet die Here ken. Ek moet 'n verhouding hê met hom. Ek moet weet wat sy woord sê en wat sy beloftes hy vir my het. En toe ons hierdie met John deel, weet jy, uit die laaste rit, hy het bietjie moeilik gepraat. Maar daar was niks fout met sy gehoor nie. Hy het gehoor en hy het gereageer. 'n Mens kon sien. En ek wil een ding sê van John en al die tyd wat ons hom bedien het met die woord, was hy so oop vir die dinge van die Here, so oop vir die gebed wat ons vir hom gee, so oor hom bid, so asof hy wil saam leef in dit wat ons vir hom sê. En hy het verstaan wat is die liefde van God. Hy het verstaan dat die Here hom lief het en die Here hom genadig het, ongeag sy omstandighede, het hy besef die Here is sy Here, God is sy God, Jesus is sy verlosser. En nou kom ek by 'n puntjie wat ek graag wou aanhaal, want jy sien baie kere in die lewe neem ons dit net aan. Dit is van selfspreking, God het ons almal lief, en dit is so dat hy ons almal lief het. Maar om die volheid van die liefde van God te aanvaar en te beleef, dan kom daai ou skrifgie in wat sê, teenoor hulle wat hom dien. Daar's 'n vereiste wat die Here op ons plaas. Hy sê vir ons, hoorie, dit is wat ek julle bied. Wat bied julle my? Kan julle my beloftes, kan julle my woord nakom? Will you serve me? En baie keer vat ons daai woord van dien, vat ons so ligtelik, vat ons dit op. Dan gaan dit verder in vers 12 en dit sê, so ver soos wat die ooste van die weste is, so ver verwyder hy ons oortredings. Hy was ons skoon in die bloed van die lam, en daar is in Engels sê dit, there's no forgiveness except through the blood of Jesus. Dis al manier wat ons by die Here kan uitkom is deur Jesus, deur die kruis, deur die feit dat hy vir ons gesterf het en sy bloed vir ons uitgestort het. En dan gaan dit verder in vers 13 sê,
Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor hulle wat hom dien. Kom die vereiste nou weer uit. En as die woord van die Here vir ons 'n paar keer in 'n selfde lyntjie vir ons begin sê, dit is wat ek van jou wil hê, dan is dit waar die voordele lê. There's benefits in serving God, there's benefits in being obedient to the word of God, there's benefits in trusting God, en ek het dit gesien in John se lewe in die hospitaal. Ek het dit gesien by die huis. Sagmoedig, oop vir die woord van die Here, oop vir die aanraking van die Here. En weet jy wat, nie een keer het hy aanstoot geneem of gevoel, hoekom genees die Here my nie nou nie, en ons het gebid daarvoor ook. En dit is ons hoop. Die woord sê tog vir ons moet hande lê op die siekes, en hulle sal regkom. Maar hy het aanvaar waar hy was. En hy was tevrede met die woord van die Here. Hy was tevrede met die teenwoordigheid van die Here. En daai oor hom het daar 'n kalmte gekom. 'n vrede wat dalk onbeskryflik is. Weet jy, dit maak dit maklik as 'n mens 'n diens moet doen vir iemand en jy weet waar is hulle. Dit maak dit makliker om 'n diens te doen as jy weet die mense is gered, dat die mense weet waaroor dit gaan. Dan gaan dit verder aan. Wat ek net wil noem is, vergifnis is nie outomaties nie. Vergifnis beteken ek bely my sondes. Dit beteken ek lê neer my ou lewe. En ek aanvaar dit wat die Here vir my beplan het, wat die Here vir my het. En ek sit my volle vertroue in die Here, want ek weet, hy is my hoop. En ek leer om te weet, dat daar is 'n plek vir my voorberei. Daar is so 'n ding soos die ewige lewe. En dinge kom nie net aan 'n einde nie, as ons hierheen tot sterwe kom nie. Maar dit is die begin. Dis die begin van die ewigheid. En ek hou van daai laaste versie wat ons gesing het. When we've been there 10,000 years, en ek het met ouma gedeel by die huis en die familie gedeel. When we've been there 10,000 years, we have no less days to sing God's praise than when we first began. Dit is die ewigheid. Dit is die ewigheid met wat ons kan hê en in die Here en met die Here geniet. Gaan ek verder aan. Dan moet 'n oorgawe kom. 'n Oorgawe wat ek my lewe oorgee en sê, Here, U is in beheer. U is in beheer. Lees ek verder van vers 14 af. Luister wat sê dit. Maar die liefde, nou praat ek alweer van die liefde. En ek het dit aanvaar, die liefde van God het ek aanvaar, as ek daai man gekyk het, kon ek die liefde van God ervaar. Ek kon dit gesien het in sy lewe, in sy houding. Die liefde van die Here is altyd daar. Nou kom ek alweer met daai dingetjie wat bly opkom. En dit sê,
vir hulle wat hom dien. Liewe broers en susters, as ons die Here ken, dan hoef ons nie bang te wees nie. As ons die Here ken, hoef ons niks te vrees nie. As ons die Here ken, dan het ons die vrede om te weet, al wat gebeur met my, weet ek waar sal ek heen gaan. Weet jy, dit is amper soos 'n persoon wat op 'n reis gaan. En ons bagasie moet reggepak wees vir die reis wat voor lê. En die reis kan enige tyd opdaag. Ons weet nie. Dit gaan nie oor ouderdom nie. Dit gaan partykeer oor jong mense. Dit gaan partykeer oor onregverdigheid. Dit gaan partykeer oor siekte. Maar wat pak ek in daai bagasie? Daai tassie van my, wat reg is, just in case, want ons leef op genade, dis die Here wat ons genadig is, dag na dag. Dis die Here wat ons wakker maak, is die Here wat oor ons waak as ons gaan slaap. Wat het ons in daai, ou mense het 'n naam gehad vir daai tassie. Wat het ons in daai tassie? Is my naam daar? As ek hom oopmaak, sien ek vertrou op die Here. Staan daarin, ek het die ewige lewe ontvang. Staan, is my tassie staan daar. My plek is bespreek. My plek is bespreek, nie deur wat ek gedoen het nie, maar deur Jesus. Deur Jesus, vir die wat hom dien. En baie keer vat ons daai woord baie ligtig op. Dink keer vir ons net die Here moet tevrede wees met dit wat ek vir hom gee, met dit wat ek vir hom bied. Maar ek wil teen alle tye die beste hê. Die Here sê I want your all. I want your all. Hoor jy wat sê? I want your all. Trust me. I want your all. En dan sê dit verder, sy trou geld van geslag na geslag. Die woorde wat die Here geskryf het in sy boek, die Bybel, die beloftes wat vir ons gegee is, sal God benaam. Hy sal dit in werking bring. Dit is die waarheid. Dis hoekom Jesus gesê, ek is die weg en die waarheid. Nou sê dit, vir die wat getrou is aan sy verbond en sy gebooie gehoorsaam. Ek het 'n man gesien wat 'n groot man was, wat 'n hardwerkende man was. En hy het baie in die kerk gekom, hy was baie by ons, baie gesien stap, en toe gebeur die ding. En hy het amper verswak. Een van die dinge wat Vivian altyd gedoen het, sy het hom uitgevra. Ek het eendag sy vra soveel vrae, toe vra ek vir hom, hoor jy John, raak jy nie moeg van al hierdie vrae nie? Toe sê hy ja. Hy het moeg geword van al die vrae. Maar weet jy wat? Dit is uit belangstelling, uit liefde uit, wat die mens dit kan oordra. En hy is 'n testament. Hy is 'n testament. 'n getuienis. In sy omstandighede. Hy het later gesê, nee, ek kan nie meer loop nie. Hy klim baie iets van die rolstoel, maar hy kan nie meer loop. Maar hy was nog 'n getuienis.
Ek onthou in die hospitaal, is daar in die verre hoek 'n man gelê, 'n jong man, 22 jaar oud, met kanker. En weet jy, ek wens, ek kon presies geweet het wat dit John vir ons moet weer sê, maar hy het moeilik gepraat. Maar al wat hy geweet het, hy wou gehad het, ons moet vir daai ou gaan bid. Dit was sy belangstelling. Ons was reeds by hom en hy sê, daai ou, gaan na daai ou toe. En dit is toevallig dat ons daai jong man se ouers geken het, wat ook daar was. Hy was ook vir dit. Daar was 'n ou wat in die hospitaal gelê het, sal ek dit tog noem. Toe ons vra, kan ons vir jou bid, sê nee, ek is alright. Sien julle die verskil in die ou? Die verskil in wat ek nodig het. Die verskil in wat ek graag wil hê. Gaan bid, jy klaar vir my gebid, gaan bid. Gaan bid vir daai. Verbond is 'n covenant. Daar is met ons 'n verbond gemaak. There's a covenant made with us. En daai verbond is Jesus. Daai verbond is die kruis. Maar prys die Here, die kruis is leeg. En Jesus is op die regterhand van God die Vader. En ons sê, he makes intercession for us. Voor God die trane dalk sien, sê Jesus vir hom, vir hom was 'n trane. En dit is wat prys die Here daarvoor. Okay, en die dood op die kruis bevestig ons alles. Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe, luister nou. Wie in my glo, wie my dien, wie my vertrou, ek kan al die woorde wat ons gebruik het al, kan ek weer daarin sit. Die wat dit doen, sal lewe al sterf hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf. Ek sluit af met die woorde van Paulus in Romeine 8, waar hy die vraag vra en hy antwoord dit. Paulus sê, wat is daar wat ons kan weghou? Wat is daar wat ons kan skei van die liefde van Christus? En dan noem hy, en jy kan gaan lees, hy noem dit alles op. Height and depth, principalities, swaar kry. Hy noem dit, hy gaan lees dit, huiswerk. Hy noem alles op. En hy sê, dat hy oortuig is, dat daar is absoluut niks. Nie die lewe, nie die dood. Niks wat ons kan skei van die liefde van God, wat in Christus Jesus is. Amen. Amen. Ek wil ook bid, en dan gaan ons die huldeblyk bring aan George bring, aan sy boetie. Die twee broers was besonder na aan mekaar.
amper nooit die een gesien sonder die ander. Maar die Here is ons toepas. Halleluja. Prys. Here, baie dankie vir die woord van bemoediging. Here, dit is u woord. En soos Jesus vir ons leer, hy is die weg en die waarheid. So Here, vertrou ons op u woord. Ons vertrou op u beloftes. Ons vertrou, Here, dat daar vir ons 'n ewige lewe is en dat ons wat ons vertroue in Jesus sit, nooit tot sterwe sal kom nie. Daar is dalk 'n oorgangstydperiode. Maar Paulus het gesê, to be absent from the body is to be present with God. So as ek die Here ken en ek die Here gedien, en ek kom te sterwe op hierdie aarde, dan is ek onmiddellik saam met God die Vader, want dit is ons bestemming. Ons is ons sê vir u baie dankie daarvoor. Here, ons is lief vir u. Ons sê, ons hoop is in u. En dit is alleenlik u wat ons kan deurdra deur sulke moeilike tye. Dit is alleenlik u, Here, wat die hartseer kan wegvat en die herinneringe binne in ons harte laat groter word. Ons sê baie dankie daarvoor. Ons bid, Here, oor elke een van die familie. Bid, Here, dat u na aan hulle sal wees, naby hulle sal wees. En Here, dat u soos wat Jesus gesê het, ons nooit sal los of verlaat. En ons dankie daarvoor. Amen. Goeiemôre geliefdes. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die almagtige Vader wat neergedaal het uit die hemel om een van sy mooiste blomme te kom pluk. Ja, dit is hartverskeurende dat ons geliefde ou boet van ons weggeneem is. 'n Groot staalman het geval. Dit was absoluut sy passie in die lewe. Akkuraatheid, nie 'n millimeter uit nie. Hy was beslis nie 'n geduldige man nie, maar het 'n klein hartjie van goud gehad. Altyd behulpsaam en kon vinnig 'n plan maak. Hy was 'n man van min woord, maar streng, sy nee was sy nee. In sy jonger jaar was hy 'n perderyter van formaat. Was lief vir die natuur. Die vrugbare aarde was sy lewe. Vir my as ou boet het hy die leidende rol gespeel. Hy was absoluut 'n steunpilaar. In sy jonger dae was hy 'n krangige rugbyspeler. Tydens sy weermagopleiding het hy vir die mag se eerste span uitgedraf. So ware groot prestasie. Hy het 'n wye kennis van sport gehad, vernaam rugby en boks. 'n Mens kan seker nie ophou skryf vir wat hy vir die samelewing beteken. Ons betreur die heengaan van ons geliefde ouens. Rus saggies by ons leidsman se voete. Daar waar geen pyn en lyding is nie, tot weersiens ons geliefde ouens. Ons dankie vir almal wat van ver af gekom het. Dis beslis nie maklik nie, die paaie is maar rof. Die potholes. En ons wil weer eens vir haar opsê met die vinnige reëlings wat getref is. Julle het uitmuntende werk gedoen.
mense wat in die werk staan vandag, baie oor die lees, hierin ons familie, moet ek by sê, my swart wens, Marlene, Eddie, Ansa, Lese werk gedoen by staan. En af en baie dankie, is ook besig man, dankie dat jy dag kom, plus ons waardering, werklik waar opreg. Wat kan ek nog sê, pastoor? Mag julle in vrede heen gaan, en dat ons oë opslaan met die Here. Hy is ons leidsman, hy is ons verlosser. Amen. John, rus in vrede met u. Tot weerziens, ons aan mekaar gaan op die nacht. Amen. Halleluja. Praise the Lord. Amen. Amen. Normaal we just commit these remains to the Lord. And we do that in the hope of a sure resurrection. Opstanding wat gaan plaasvind. So Father, we commit the remains of John Francis into your care. Lord, it is our hope that we will meet again in the resurrection of the dead. We ask it in Jesus' wonderful name. Amen. Amen. Daar gaan verdienheid wees.